Geen kerk se aanbidding val uit die lug uit, asof hulle die eerste is wat God vereer of besing nie. Dit geskied telkens binne 'n sekere verwysingsraamwerk, 'n sekere tradisie, 'n sekere manier van dink en doen oor die erediens en ook oor kerkmusiek. Een van die heel grootste ontwikkelings in die geskiedenis van kerkmusiek was die kerkhervorming, die reformatie, wat net bietjie meer as 500 jaar gelede plaasgevind het. Voor daardie gebeure, vir langer as 1000 jaar, was die manier van dink en doen wat in die kerk gegeld het, dat die sang plaasgevind het deur middel van kore en voorsangers, en dat die gemeente eintlik passiewe toeskouers was wat na hierdie kunstige musiek geluister het. Maar vir die kerkhervormers, Luther en Calvin, was dit van deurslaggewende belang dat die gewone lidmaat 'n deelnemer aan die erediens was, en veral ook aan die sang wat in die erediens plaasgevind het. En daarom het hulle groot moeite gedoen om liedere te skep en ook saam te bundel wat die geloof van gewone lidmate verwoord het. En dit binne die musikale verwysingsraamwerk van die mense van daardie tyd. Musiek wat met ander woorde vir hulle maklik op die oor geval het. En op so 'n manier is teologiese waarhede binne die mond van die gewone lidmaat geplaas. In hierdie episode van Kerkmusiek die draer van hoop, luister ons na musiek wat kom uit die reformatie, uit die kerkhervorming. Vir beide Luther en Calvin was die sing van psalms in die erediens ontsettend belangrik. Dit was ongeveer in 1538 wat Calvin vir die eerste keer te doen gekry het met die Duits vertaalde psalms van Luther. Dit het hom so aangespreek dat hy onmiddellik begin het om te werk aan 'n soortgelyke bundel vir sy eie Franssprekende gemeente. En in 1539 verskyn hierdie eerste bundel met die redelik ongeïnspireerde titel 'n paar beruimde psalms en gesange om te sing. Maar teen 1551 verskyn die 4de weergawe van die bundel reeds, toe met 83 psalms wat beruim is. Vir daardie bundel is Louis Bourgeois as die komponis wat in beheer van die musiek was, aangewys. En dit was in daardie bundel van 1551 wat ons die heel eerste keer te doen kry met die pragtige melodie van Psalm 42. Dit was 'n melodie wat oorspronklik 'n volksmelodie uit die 15de eeu was, wat deur Bourgeois aangepas is vir gebruik in die kerk. Maar vir eeue later is hierdie melodie die ongelooflike mooi verklanking van die dors van 'n gelowige na God. Die Nederlandse titel van hierdie lied het ook in ons eie taal en in ons eie tradisie neerslag gevind. Het hygend hert der jagt ontkomen. Maar daar is min woorde wat so mooi, so aangrypend is, soos Tosius se beruiming van Psalm 42, soos 'n hert in dorre streke. Maar omdat Tosius se teks weggeval het uit die liedboek van die kerk, is dit teruggebring in Vonklied 389. Ons gaan nou luister na 'n fantasie op Psalm 42, vers 1, 3 en 5.
gaan nou luister na 'n lied uit die Lutherse kerk en wel uit die 17de eeu. Ek praat van een van die heel bekendste Afrikaanse gesange, Gesang 188, die ou Gesang 5, Kom dank nou almal God. Hierdie lied is oorspronklik geskryf deur die Duitser Martin Rinkart in 1636. Hy was die Lutherse predikant in die dorp Eilenburg tydens 'n bitter moeilike tyd. Tydens die 30-jarige oorlog het daar duisende vlugtelinge in die stad ingekom en het daar 'n plaag uitgebreek in die stad. Omdat Martin Rinkart die enigste oorlewende predikant was, was hy verantwoordelik vir al die begrafnisse, tot 50 begrafnisse op een dag, meer as 4000 in een spesifieke jaar. Hy skryf die lied Nun danket alle God, oorspronklik as 'n tafelgebed, 'n manier om vir God dankie te sê vir sy sorg en vir die kos wat hulle gaan eet. En saam met die melodie van Johann Krüger word dit later bekend as die Duitse Te Deum. Mendelssohn het ook later daardie selfde melodie gebruik in die stuk musiek wat hy geskryf het vir die viering van die 400-jarige herdenking van die druk van die Gutenberg Bybel, een van die sleutelmomente in die reformatie.
Die kerkhervormer Martin Luther was nie net 'n briljante teoloog nie, maar hy was ook 'n baie knap teksdigter en ook die komponis van 'n hele aantal liedere. Maar seker die bekendste lied uit sy pen is Ein feste Burg. Hierdie beruiming van Luther van Psalm 46 probeer iets verwoord van hoe die gelowige alleen by God in tye van aanvegtinge en probleme by God skuiling en 'n toevlug kan kry. Die woorde van hierdie lied is dan ook aangebring op die toring van die Kasteelkerk, daardie kerkgebou waar Luther in 1517 sy 95 stellings vasgespijker het. Op die toring van die kerk staan daar rondom geskrywe, Ein feste Burg ist unser Gott. Vir die 500-jarige herdenking van hierdie standpuntinname van Luther in 1517, het ek hierdie melodie van Luther gebruik om die verskillende pilare van die teologie van die reformatie in 'n lied te verwoord, in Vonklied 341. In elkeen van die 5 strofes word een van die solas van die reformatie, wat die denke van die reformatie opsom, in 'n strofe in 'n lied verklank. Sola scriptura, die skrif alleen, sola gratia, deur genade alleen, sola fidei, deur geloof alleen, solus Christus, deur Christus alleen, en soli Deo gloria, aan God alleen die eer.
nie.